Vanaand begin ek met 'n vragie weer eens. Ruk die ding los. Vanaand begin ek met 'n vragie weer eens. En dit is 'n vragie rondom wie van julle is betrokke al gewees by 'n familiebesigheid? Het 'n familiehuis gehad? Of het jy nie een van daai goeders gehad het jy 'n familiekar? Ek dink meeste van ons het een of ander stukkie erfenis gehad wat jy deel as van 'n familie. Of dit nou 'n huis is, of dit 'n kar is, of dit 'n besigheid is. Nou, hoekom ek dit vra is, ek dink so 'n bietjie daaraan terwyl ek voorbereiding doen. En as jy net 'n normale werkgewer is, dan doen jy eintlik maar net jou werk. Jy klok in die oggend en jy klok in die uit en jy gee eintlik nie meer vir jou om oor enigiets anders nie. Jy is die werker, so dit is maar wat jy doen. Maar die oomblik as dit jou familiebesigheid is, dan is jou verhouding met die werk heeltemal anders. Jy het 'n ander sin van verantwoordelikheid daarteenoor. Jy het 'n ander manier hoe jy dit benader, 'n ander element van sorg wat jy toepas rondom dit. Nou wanneer ons gesels in die kerk oor God se koninkryk en die uitbreiding van die Here se koninkryk, dan klink dit soos 'n baie groot taak. Dit klink soos iets wat dalk net beskore is vir spesiale mense. Asof dit net sendelinge en dominees het wat so 'n magiese bloudruk het van hoe dinge veronderstel is om te gebruik. Die werk voel baie te groot baie keer vir ons. En meer as dit, as ons rondom ons kyk na die groot nood in die wêreld en al die uitdagings wat daar is dit maklik om vinnig oorweldig te voel en te dink, maar wat kan ek nou eintlik 'n verskil maak in hierdie wêreld as die taak so groot is? Maar die Nuwe Testament gebruik 'n baie spesifieke woord vir ons verhouding met God se koninkryk. En daai woord wat die Nuwe Testament gebruik om ons te help praat en dink oor die Here se werk, oor die Here se koninkryk, is erfgename. Ons is erfgename. Nou net soos wat ons dit anders te hanteer wanneer dit 'n familiebesigheid is of 'n familiehuis, as wat dit net 'n normale werk is, so is dit ook waar met die koninkryk van God. Dit help ons 'n bietjie anders te kyk na die hele besigheid. Dit is die Here se koninkryk. En ons bou nie aan hierdie koninkryk om God se liefde te verdien nie. Ons bou omdat ons klaar sy kinders is en God se koninkryk is die familiebesigheid. Ons almal is deel van God se familie. En so daarom deel ons in die Here se werk, in die Here se droom vir die aarde en vir die mensdom, wat vir die Here belangrik is, wat die Here begin het, deur op die aarde te wees, sy lewe te gee, op te staan uit die dood en die Heilige Gees te stuur. Deur dit is ons deel van God se besigheid. Ons is erfgename van God se koninkryk. En die wonderlike ding is, dat God se konstruksieplan vir hierdie koninkryk is uniek. Hy gee nie vir ons die hele wêreld om te gelykertyd reg te maak nie. Hy gee vir ons 'n baie spesifieke roeping hier in Grabouw. En so, om daarbey aan te sluit, kom ons delf weer 'n bietjie dieper in wat die Bybel vir ons sê. Ons het sover elke keer 'n bietjie vasgesteek by Bybeltekste. En so vanaand wil ek hê ons moet spesifiek begin deur uit Nehemia uit te lees. Want daar's 'n paar waardevolle waarhede wat ons in Nehemia te vind kry. So kom ons begin by Nehemia 2 vers 18. Ek lees vir ons. Ek lig hulle toe in, dis nou Nehemia wat praat, dat die hand van my God goed was oor my en verder ook oor die woorde van die koning wat hy vir my gesê het. Hulle het gesê, ons sal gereed maak en herbou. So het hulle moed geskep vir die goeie werk. Nou vir die van julle wat nie lekker kan onthou wat in Nehemia gebeur nie, ons sit met 'n volk Israeliete wat verpletterd is. Hulle is weg uit Jerusalem uit en die mure het geval en die hele Jerusalem bly in bouvalle. Alles lyk verskriklik, die mure is vernietig en alles lê in pyn. En so deur die Here se hand kry Nehemia toestemming van die koning, van die mense wat hulle gevange geneem het, om weer die stad se mure te gaan herbou. En so moet hy Nehemia die mense aanmoedig om te sê, okay, right, ons het nou die geleentheid gekry, ons moet dit vat, en ons gaan nou die stad se mure herbou. En wat julle moet verstaan is, om hierdie mure te herbou, is baie meer as om net 'n muurtjie te gaan herbou. Dit het te doen met hierdie mense se identiteit, dis die plek waar hulle vandaan kom, dit is wie hulle is.
dit het so te doen met hulle identiteit en menswees. En hier kry hulle die geleentheid om hierdie muur te gaan herbou. So kom ons lees 'n bietjie verder in Nehemia 3. En daar's 'n paar versies wat ek daar uithaal, en soos ek dit vir julle lees, behoort julle die ritme daarvan te kan optel. Vers 10. Moenie worry oor al die complicated name nie asseblief, okay? Dis nie die punt van die saak nie. Kyk verby die name en luister wat sê die teksgedeelte. Langs hulle het Jedadja, seun van Garomaf, reg voor sy huis die herstelwerk gedoen. En langs hom het Gatus, seun van Gasebneja, herstelwerk gedoen. In vers 23. Daar langsaan het Benjamin en Gasop herstelwerk gedoen reg voor hulle huis. Daar langsaan het Asaria, seun van Maaseja, seun van Anania, langs sy huis herstelwerk gedoen. Dan lees ons vers 28. Bo by die perdepoort het die priesters herstelwerk gedoen, elkeen reg oor sy huis. Hierdie is een van die mees praktiese lyse wat ons kry in die hele Bybel. En daai hele hoofstuk is net 'n lys van mense wat besig is om herstelwerk te doen en waar hulle dit doen. Dit is 'n baie praktiese lys. En so, Jerusalem se mure lê in puin, alles is verbrand en mekaar, en nou herbou hulle hierdie stad. Maar Nehemia en die Israeliete hier nie een of ander massiewe konstruksiemaatskappy van buite af, ingenieursmaatskappy om die werk te kom doen nie. Hulle deel die werk onder die mense wat daar gewoon het. Meer as dit, hulle doen iets besonders. Hulle besef dat daar geen manier vir hulle is om die muur van een kant na 'n ander kant reg rondom te herbou en hulle self weer te beskerm en verdedig nie. Daar's geen manier om dit te kan doen nie, want hulle kry ook baie teenstand. En so die oplossing waarmee hulle kom is, jy bou by die stukkie muur wat buite jou huis is. So as ek hierso bly in Hofmeierstraat, dan is my job om hier die stukkie muur te bou in Hofmeierstraat. Ek gaan nie daar aan die ander kant in Pineview gaan bou en daardie goeders regmaak nie. En as ek daar by die bult is, dan gaan ek nie hier 'n klipkop kom hier in die bou in die muur nie. Hulle het in afval genoeg klippe, hulle kan self bou in hulle muur. Maar die idee is dat jy bou by die stukkie muur wat buite jou huis is. En hierdie is 'n briljante beginsel. Hy het vir hulle gesê om nie aan die ander kant van die stad te bou nie, maar hy het vir hulle gesê, kyk by jou eie voordeur uit. Die stuk muur wat reg voor jou huis lê, daardie stukkie deel waar jou vyand kan inkom, dit is jou verantwoordelikheid om daai te doen. Bou daardie muur op. En wanneer jy daai stukkie muur buite jou huis gedoen het, dan kan jy gaan help in Pineview en by die bult of waar ook al. Maar bou die stukkie muur buite jou huis. En ek dink dis vir ons 'n waardevolle boodskap om saam met ons te dra. Want die Here kom sê vir ons dat ons hoef nie die hele Suid-Afrika of die hele Garabou se probleme op te los nie. Ons is geroep om 'n muurtjie te bou wat reg oorkant my eie huis is, in my gemeenskap. En jou stukkie muur, dit is jou eie gesin, dit is jou bure in die straat, dis die mense wat saam met jou werk op die plaas, of die mense wat saam met jou op kantoor is, dis jou stukkie muur wat jy bou. En as elkeen van ons bloot net die muur voor ons eie voordeur stewig bou op God se liefde, dan herstel die hele stad se verdediging organies, dan kan ons bietjie vir bietjie bou aan hierdie koninkryk. So dis die eerste beginsel wat ons in Nehemia vind, wat Nehemia ons meer help, bou buite jou huis. Maar dan wil ons 'n bietjie ratte verwissel. Nehemia help ons met die hoe om dit te doen, maar dan gaan ons na Matteus 25 toe, vanaf vers 34. En dit het meer te doen oor wanneer ons bou buite ons huis. Hoe lyk dit prakties en wat is die waardes wat ons saam met ons dra? So kom ons lees saam. Matteus 25 vers 34 tot 40. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand sê: Julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk, erfgename, beerf die koninkryk, wat vir julle gereed gemaak is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend en julle het my geklee, ek was siek en julle het my versorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die regverdiges hom antwoord: Here,
Wanneer het ons die honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien, as 'n gas verwelkom of nakend in u geklee? En wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? Maar die koning sal vir hulle sê, amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het julle vir my gedoen. Hierdie teksgedeelte is ene wat ek al oor baie jare gelees het, en dit is altyd 'n teksgedeelte wat my baie skuldig laat voel het, dat ek nie meer doen nie, en ek dink baie van ons het daardie aksie teenoor dit. My ma, weet ek, spesifiek as gevolg van hierdie spesifieke teksgedeelte, maak my ma die deur oop vir elke liewe persoon wat daar aanklop. Of sy hom ken of nie, en sy sal nooit die persoon wegstuur sonder ietsie om te eet nie, want my ma het vrees sy gaan in die hemel kom en Jesus gaan vir haar sê, jy het nie die mense gevoed nie, ek was by jou deur. So hierdie teksgedeelte, as ek dit lees, dan dink ek altyd aan my ma. Ek sê so tong in die kies ook vanoggend, my ouers het nou palisade buite hulle deur. So daar kom nou nie meer mense by die deur nie. So ek moet eintlik vir my ma vra wat hierdie teksgedeelte nou vir haar beteken, dat almal buite die palisade is, maar nietemin. So Nehemia wys vir ons waar moet ons bou. Ons moet bou voor ons voordeur. Maar deur die gelykenis wat Jesus vertel hierso, wys hy vir ons waarmee ons moet bou. Wat is die boustene van hierdie koninkryk? En dit is nie klippe in sement nie, dit is praktiese dade van geregtigheid en omgee. Ek dink dit is wat hierdie teksgedeelte ons mee help. Hierdie teksgedeelte gaan oor ver meer as om vir mense te sorg wat op die rand van die samelewing leef. Dit gaan daaroor om waardigheid te herstel in mense se lewens. Dit gaan daaroor om mense soos medegelowiges te hanteer, kinders as erfgename deel van God se gemeenskap, maak nie saak hoe hulle lyk, waar hulle vandaan kom of wat fout is met hulle nie. Dit herinner my dat die koninkryk gebou word op klein of mikro-oomblikke waar ons mense se waardigheid herstel. Dis baie keer in die klein dingetjies wat ons doen, en die manier hoe ons medemens hanteer, wat ons werklik bou aan die koninkryk van God. Dit gebeur wanneer ons mense raak sien, wat normaalweg onsigbaar is vir die samelewing. So net soos gisteraand, kom ons raak baie prakties en tasbaar. Ek wil julle weer los met 3 praktiese maniere oor hoe ons dan bou aan hierdie muur buite ons huis, hoe ons bou saam met God aan die koninkryk as erfgename, as familielede van God se huishouding. Die eerste praktiese ding wat ons kan help is identifiseer jou stukkie muur. Figure uit waar is jou muur waar jy moet gaan bou. Vra jouself hierdie week af, waar het die Here my geplant, in watter gemeenskap? Wie is die mense wat reg rondom my is? Die mense wat ek gereeld sien? En wie is die mense wat ek dalk miskyk? Dit is dalk die mense wat in jou tuin werk. Dalk is dit die kassier by Spar. Dalk is dit jou buurman wie se erf langs in jou is. Dalk is dit 'n versorger. Miskien is dit 'n kollega by die werk. Iemand wat jy ken wat deur 'n moeilike tyd gaan. Iemand wat jy gereeld sien, maar wat jy nie regtig eers ken nie. Dalk is dit 'n onderwyser of iemand by die skool waar jou kinders of jou kleinkinders is. Wie ook al dit mag wees, hulle is jou stukkie muur. Hulle is die muur wat jy aanbou. Die opdrag waar jy saam bou aan die Here se huis. Moenie oor hulle kyk om iewers ver te gaan getuig nie, maar begin reg voor jou voordeur. So die eerste praktiese ding is, gaan sit en dink by jouself, waar het die Here my geplaas, waar het ek invloed? Waar is my stukkie muur? Die tweede ding het te doen met waardigheid. Deur die mense met wie ons om te gaan elke dag te sien as God se kinders, nie as projekte nie. Dit is wat ons sien in Matteus 25, om mense waardig te ag. Mense nie
te hanteer as 'n projek of iets wat jy doen uit 'n skuldgevoel vir jou eie geloof nie, maar as medebeelddraers van God. Iemand wat gebou is en gemaak is in die beeld van God. En hierdie bousteen het 2 komponente, wat ons van lees in Matteus 25. Die een stuk van die bousteen is self die vreemdeling bousteen. Grabouw is 'n plek wat baie vreemdelinge het, want dis baie seisonale werkers. Dis baie mense wat kom en gaan in die dorp. Mense van buite af wat hierheen kom vir geleenthede. Om 'n goeie burger en buurman te wees beteken om hierdie mense met respek te groet, hulle in die oë te kyk en hulle naam te leer ken. Dit kos niks nie. Dit kos niks om iemand se naam te leer ken, in die oë te kyk en hulle hand te skud nie. Maar deur dit te doen, bou jy aan die muur, aan die stukkie grond wat die Here voor jou geplaas het. Die tweede een het meer te doen met die barmhartige behoeftes van mense. En dit gaan nie net hier oor die uitdeel van kos nie, alhoewel dit ook nodig is en ons kerk betrokke is ook by sulke projekte. Maar dit gaan hier oor die skep van hoop in mense se lewens. Dit gaan daaroor om te identifiseer wat is dit wat jou gawes is en hoe kan jy ander mense help. Daar kom baie mense by die pastorie aan. En jy weet as hulle daar kom, want hulle skree, Dominee! En dis my rol om te dink, wat is die gawes wat ek hulle meer kan bedien? Want ek kan nie almal in die dorp kos gee nie. Dit gaan nie werk nie. Die pastorie is nie 'n drive-thru nie. Maar ek kan vir mense bid. Ek kan luister na hulle storie. Ek kan hulle in die oë kyk. Ek kan hulle met waardigheid hanteer. En as hulle regulars is, dan, soos Patrick, dan leer ek hulle naam ook ken. Want dis wat ek kan doen. Ek kan jou nie elke dag seën met 'n maaltyd nie. Maar ek kan my gawes gebruik om jou te help. Onthou julle daai wat ons gister van gepraat het, Paulus wat sê dat jou woorde en dade gesprinkel moet wees met sout. En so elke keer as ek uitgaan as iemand by die hek is, dan vra ek myself af, wat is die geur wat ek nou in hierdie wêreld inbring? Hoe gaan ek hierdie situasie hanteer? En dit is soms baie moeiliker as wat 'n mens dink. Dit bring my by die derde gedeelte. Al is dit moeiliker as wat jy dink, en al is dit so uitdagend, moet nie ophou nie. Volhard, al is dit moeilik. Baie kere beleef 'n mens teleurstelling as 'n mens jou hart daar buite sit en jy help mense en jy bou aan God se koninkryk, want jy maak jouself kwesbaar. En baie kere kry mense seer. Daar gebeur soms geleenthede wat volg met teleurstelling of dat dinge nie uitgewerk het soos wat jy wil hê, maar dit kan ons nooit stop om aan te hou volhard en te bou aan die muur wat buite ons huis is nie. In Nehemia se tyd self was daar baie teenstand. Daar's mense wat nommer 1 gelag het vir die Israeliete om te dink dat hulle die muur kan herbou. Maar daar's ook mense wat gesaboteer het en nie wou gehad het dit moet gebeur nie. Wanneer ons besluit om 'n goeie burger, 'n mens of 'n buurman te wees, gaan mense dalk soms dink ons het 'n agenda of dalk het ons motiewe wat hulle bevraagteken. Maar as jy 'n erfgenaam is, as dit die familiebesigheid is, dan los jy nie die bouwerk wanneer dit moeilik is nie. Want hierdie is God se huis wat ons aanbou. Ons hou aan bou baksteen vir baksteen, want die fondament is God se liefde wat reeds in ons harte gestort is. Daarom vriende, hier is die 3 punte weer. Bou jou stukkie muur, identifiseer waar jou stukkie muur is. Sien mense as God se kinders en nie as projekte nie. En volhard, al is dit moeilik. Moet nooit ophou nie, want ons bou aan ons Vader se huis. Amen. Vriende, met Pinkstertyd is ook 'n tyd van gebed. En so ons het vanoggend ook by die byeenkoms gebid,
Maar ek wil hê ons moet 'n popcorn gebed doen, so laat ek dalk net weer verduidelik wat dit is. Ek dink ek het dit dalk al een keer hier gedoen. Maar popcorn gebed werk so. Ek lei ons in met 'n sinnetjie. So die eerste sinnetjie is: Here, dankie vir. Dis die eerste sinnetjie. En dan hoe dit werk is, een vir een, wie ook al, waar ook al hoe jy voel, sê dan waarvoor jy dankbaar is. So die idee is dat ons net 'n woord sê, jy kan 'n sin sê, verkieslik nie meer as 'n sin nie. Die enigste reël wat daar is jy mag nie weer ietsie sê voordat iemand anders ietsie gesê het nie. So dis 'n popcorn gebed, want dit pop so, hier en daar. So die eerste sinnetjie, die eerste tema waarvoor ons bid is, Here, dankie vir. Die tweede ene gaan wees, ek gaan dit weer vir ons sê, so julle hoef nie te worry en julle hoef nie notas te maak nie. Die tweede ene is, Here, jammer dat. Here, jammer dat. En die derde ene is, Here, help ons om. Het julle dit? So ons begin met waarvoor ons dankbaar is, dan bely ons so 'n bietjie ons skulde, en dan vra ons die Here vir krag om te doen dit wat goed is in ons lewens. So kom ons probeer dit. Hê lekker vrymoedigheid. Jy hoef net 'n woord te sê. Ek weet baie mense, dit is moeilik om hardop te bid, maar almal van ons kan 'n woordjie sê. So kyk, soos die Gees jou lei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir. Here, ons is jammer dat. Here, help ons om. O Here, ons sê vir U dankie vir al die seëninge in ons lewe. Dankie Here dat ons soveel het om voor dankbaar te wees. Dankie dat ons by mekaar kan kom hierdie week en onsself opnuut aan U wy. Here, dat ons hand opsteek en sê, Heer, ons is geroep om te getuig. Here, ons is jammer dat ons soms so besig is met ons eie dinge. Dat ons versuim om U goeie werk te doen.
dat ons nie deel in die familiebesigheid nie. Dat ons nie saam bou aan u huis nie. Dat ons so behep is met wat binne ons deure aan die gang is, dat ons vergeet om by ons voordeur uit te kyk na die stukkie muur wat buite ons huis is. Here, help ons om te bou aan hierdie muur, Heer. Bou aan hierdie muur met lewendige stene. Stene van waardigheid. Here, help ons om 'n verskil te maak in ons omgewing. Help ons om die hande en voete te wees. Help ons om 'n goeie geur te wees, 'n geur tot die eer in hierdie wêreld. Heilige Gees, ons is diep afhanklik van u leiding, Heer. Ons wag op u en ons luister aandagtig, aktief. Heer, help ons om nie net te deel en te praat oor wat in ons lewens aangaan, om te getuig nie, Heer, maar help ons om te bou. Te bou aan 'n familie en 'n koninkryk waar daar altyd plek is vir nog. Ons doen dit, Heer, want ons is u kinders. Ons is u erfgename. Amen.